net vir As hy weer eens, goeiemôre aan elkeen en ons is baie dankbaar, julle is saam met ons en die mensies wat ingeskakel is, ons is so bietjie vroeër vandag is wat ons gesê het, maar baie dankie dat julle ingeskakel is en ons glo julle gaan saam met ons hierdie geniet vandag en daar waar julle is, dat het bietjie warmer is ook, is daar hier in Port North. En maar nee, ons is opgekeer vir dit vanmôre. En kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre in u teenwoordigheid kan wees. Baie dankie vir die liefde, dankie vir die goedheid, dankie vir die guns. Dankie dat ons vanmôre net kan sê dankie. Want u is 'n awesome God. En ons is so bevoorreg om te kan sê dat u is my God, daar is niemand soos u. En ons loof en prys u vanmôre. Ons bid dat u vanmôre 'n laar van engele om hierdie gebou sal trek en ook oor elkeen by die huis wat luister. Daar waar hulle sit vandag, dat jy 'n engele laar van vuur ook oor hulle sal trek, sodat niks gesteel sal word van ons hierso. Niks ook hier sal inkom wat nie van u af is. En ons dankie daarvoor. Dankie dat ons kan sê ons sit in die teenwoordigheid van Jahweh. En daarvoor is ons baie dankbaar. Want niemand kan ons daar uitdruk nie. Want dis wat Psalm 91 sê, ons sit in die skuilplek van die Allerhoogste. En omdat ons in die skuilplek is daar kan niemand daar kom wat nie daar mag wees nie, tensy ons uitgaan. Maar ons is vanmôre in u teenwoordigheid en in die skuilplek, in die beskerming, onder die bloed. Daarom weet ons dat u sal waak hou oor ons. En ons eer u daarvoor. Bid dit in die naam van Yeshua. Amen. Goed, ons gaan aan met ons reeks oor die wapenrusting. Derde deel, volgende Sondag is dit Abba Vader se wil is om ons klaarmaak met hom. En julle kan of julle Bybels oopmaak by Efesiërs 6. Ek gaan dit maar vir julle voorlees ook, want ons het dit verlede week ook gelees. Ons lees dit maar so elke Sondag, dat ons net lekker kan inklim saam met dit. Dan gaan ek wel verskoning vra, as ek vanmôre so hoesie, vergewe my as ek so die preek so hoes doen. Jy sukkel om baie keer om in te hou, maar die griep het ons gevat en maar het ons weer gelos, maar het ietsie agtergelos. So, verskoon dit maar. Efesiërs 6, vanaf vers 10. Eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van wie aan? Van Jahweh, van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte en teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van Jahweh op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete van bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem dan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die Gees. En juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Nou, hierso in vers 18 duik die woord op van intimiteit. Daar waar Jahweh my toerus met dit wat hy vir my wil gee. Ons het dit gesien in die vorige 2 Sondae het ons het gesien dat
dat ons moet beklei uit die plek van intimiteit af, uit die plek van beskerming uit af. En hy kom sê dit hier vir my en jou vanmôre. En ek wil dit net weer vanmôre bekragtig. Jy kan nie uit 'n ander plek uit beklei nie. Amen. As uit die plek uit van intimiteit. En ons sal sien hierso waaroor dit gaan. En wat is dit eintlik waar ek moet wees? Nou, ek gaan net so kort opsomming gee oor die vorige Sondag wat ons gedoen het, indien jy dit dalk vergeet het, en dat ons vanmôre uit dit uit vars net kan aangaan. Nou die vyand is ernstig om vir my en jou dood te maak. Daar is nie, ons moet dit nie eens probeer beredeneer nie. Hy is ernstig met sy oorlog teen ons. Dis 'n oorlog waar ek nie my vyand kan sien nie, omdat my stryd nie teen vlees en bloed is nie. Amen. Want die stryd is teen die bose magte. En ons weet dit, maar dis waaroor dit gaan. Ek kan nie die oorlog met my eie wapenrusting ingaan nie. Daarom beklemtoon die woord aan die wapenrusting van Jahweh. Nie myne nie, maar syne. Want as ek dit gaan probeer, gaan ek baie seer kry. Nou, Jahweh kom hierso en hy kom sê vir my, hier's my klerekas, waaruit jy kan aantrek. Ek gee dit vir jou, kom trek dit aan. Nou in reeks 2 het ons gaan kyk hoe Yeshua hierdie vir ons in verbond gegee het. En dan gaan kyk ons na 'n Bybelse verbond en hoe Yeshua hierdie kon vervul het om ons met die volle wapenrusting te kom beklee en te kom aantrek. Nou ons as sy kinders het die geneigtheid om vir 'n fisieke te sê, glo net man, bid net. En ons moet net glo aan Abba Vader se beloftes, dan gaan jy gesond word. En as ons met finansiële situasies sit, dan quoteer ons 'n klomp Bybelversies en ons gooi 'n klomp Bybelversies uit na die vyand toe, en ons skree dit uit na hom toe, en ons herinner hom. Maar weet julle wat? Ons moet glo in Jahweh se beloftes. Amen. Dit help nie ons quoteer 'n klomp Bybelversies en ons glo nie. Amen. Dis waaroor dit gaan. Nou, ons kom sê ook baie keer, al wat jy nodig het, is die skuld van geloof. Kom tel die skuld op, en ons gaan volgende Sondag die diepte sien van die skuld, waaroor dit gaan. En ek en jy moet ook baie keer versigtig wees, wat ons maak met die goed. Want ons kom sê, tel dit die swaard op, want die swaard is die woord. Dis Jahweh se woord, kom tel dit op en beklei. Maar daar's 'n rede hoekom Jahweh sê, dat ons die volle wapenrusting van hom moet aantrek. Nou ek en jy kan versies na versies uitroep na die vyand toe. En ek sê weer wat ek nou gesê het, maar as ek dit nie glo nie, as dit nie deel van my geloof uitmaak nie, dan is dit 'n klinkende metaal. Amen. Dit help nie ek quoteer woord en ek glo nie. Yes. Dit help nie ek het die wapenrusting aan en ek het hom nie in stand gehou. Yes. Nou die reeks wat ons gaan vat hier vanaf is hoe gaan ek hierdie wapenrusting toepas? Hoe gaan ek dit toepas in my lewe? En dis die belangrikste. Dit help nie ek gee vir jou 'n G5 kanon om die vyand mee te skiet, maar jy het nie 'n idee hoe werk 'n G5 kanon nie. Jy is nog met jou krampketting besig. Maar ek en jy moet weet waaroor die goed gaan. Daarom help dit nie net om baie keer versies te quoteer, maar my geloof val uit mekaar uit nie. Amen. En dan kan ons kom en vra, Abba Vader, wat kort in my wapenrusting? Want Jahweh het vir ons gesê, wanneer jy my wapenrusting aantrek, wil ek hê dat jy eers moet begin by die gordel van die waarheid. Ek is nog in 'n mate besig met die opsomming. Nou ons het gesien wat is die gordel van die waarheid. Daar is twee kante. Of ek is in die waarheid van Jahweh, of ek is in die waarheid van die wêreld. Amen. Jou keuse. Yes. Die afgelope tyd kan jy agterkom dat daar word deur die preke baie klem gelê op jou keuse. Wat is jou keuse? As dit een of twee. Wanneer ek in Jahweh se waarheid is,
kan ek die vyand teëstaan. Daar is nie 'n ander manier om dit te doen nie. Julle, die rede hoekom ons weer kom praat oor die wapenrusting, is omdat ons weet nie wat dit beteken om hierdie wapenrusting aan te trek, te hê en te gebruik nie. Ons swaai partykeer doelloos rond en ons gaan dit sien wat is besig om te gebeur. Nou die borsharnas wat ons daar gaan kyk vandag, gaan ons sien wat is dit. Die borsharnas van righteousness het hierdie soldate wat hom aangehad het en ek en jy wat hom aan het, hierdie beskerm my longe, my hart, my ingewande, hierdie gedeelte beskerm die borsharnas. Nou, hy is gemaak van baie swaar linne. Nou aan die onderkant van hom, as ons kan sien, is daar 'n laag wat is soos dakteels wat so oor mekaar gelê is. Nou hierdie het nie net die bors en die ingewande beskerm nie, maar ook my skouers. Het hy dit toegemaak. Nou wat is righteousness? Is om te doen wat reg is in Jahwe se oë. Nou wanneer ek dit aan het, beteken dit om te doen wat reg is. Ek kan nie die borsharnas aantrek en buitekant righteousness wees nie. Dit kan nie, dit is onmoontlik. En nie om te doen wat reg is in my oë nie. Sien julle die verskil? Om te doen wat reg is in Abba Vader se oë, nie in my oë nie. Nou, wat is dit? Is om te strewe na 'n lewe van heiligheid, van heiligmaking. Nou, ons het die afgelope tyd ook baie klem daarop gelê. Dit help nie jy kom sê, ek het tot bekering gekom en ek is gedoop en nou is dit fyn, ek kan die pad stap nie. Jy is nie fyn nie. Jy sal met 'n pad van heiligmaking loop, want jy kan nie terugdraai na dit waar jy uit gekom het nie. En dis wat hy sê, dit word aangevuur deur die liefde wat ek vir Jahwe het. Dis waarvoor ons gaan. Hierdie pad van heiligmaking word aangevuur met sy liefde. En vir sy liefde. Jesaja 59 vers 17 sê, en hy het geregtigheid aangetrek soos 'n pantser, en die helm van heil was op sy hoof, en die klere van wraak het hy aangetrek as kleding om hom gewikkel in die ywer soos 'n mantel. Nou, hierdie teksvers beklemtoon dit net, dat dit nie jou wapenrusting is nie, maar Jahwe se. Dit is wat hy sê. En ons moet dit net besef, dat ons met ons woorde anders stel, om net te sê, ek trek my wapenrusting aan. Dis syne. Hy het dit vir ons gegee, ons trek sy wapenrusting aan. Nou die Hebreëus vir righteousness is tzedakah. En dit beteken, to be in a place of right standing. To be in a place of right standing. En die ander betekenis is truthfulness. Om voor Jahwe te kan staan en sê, hier is ek, vuil, bemors van die wêreld. Maak my skoon. Ons is baie keer geneig om nie ons sonde te bely nie. Ons is baie keer geneig om dingetjies weg te steek. Nou Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê Jahwe. Jou saak uitmaak? Ja, hy sê, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. En ons ken hierdie versie, né? Maar hier kom bevestig hy uit die wapenrusting wat jy moet hê, en hy sê, dis wat dit moet wees. Al was dit so rooi soos purper, dit sal word soos wol. Nou gaan na Abba Vader toe en sê, I want to come in right standing with you. I want to do your will, Father. Amen. Not my will. Yes. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor die hele ding gaan. Dis nie sommer net van ek trek hierdie goed aan en daar staan ek nie. Hoekom het jy dit aan?
En dis die belangrike deel van dit. En ek wil vanmôre net weer die versie ingooi wat ons almal al ken en wat baie gekwoteer word uit die Bybel uit, is Hosea 4 vers 6. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Daar stop die mense. Maar hulle gaan nie aan om te sê dat die kennis wat hulle gekry het hulle verwerp nie. Amen. Ek is vanmôre besig om kennis vir julle te gee. Amen. Ek is besig om vir jou kennis te gee oor dit wat Abba Vader sê. En as jy hierdie kennis verwerp, kom die woord Hosea 4 vers 6 sê, en hy sê dan sal Jahwe jou ook verwerp en jou kinders. Dis die hele konteks, gaan lees hom. So ek kan nie kom en kom sê maar ek het hierdie kennis, maar dit gaan maar sommer net aan nie. Ek moet hierdie goed toepas. Jy sien, ek moet dit toepas, hoekom? Want ek het 'n keuse gemaak. En daai keuse moet ek volhou. Dis al. Daar's niks buitekant dit nie. Of jy's vir Abba Vader, of jy's vir die Satan. Amen. Jou keuse. Yes. Jy kan vanmôre of vandag daar waar jy is, waar jy by jou huis is, luister na die boodskap en dit afsit en sê, ek kies om dit nie te luister en te glo nie. Dis jou keuse. Ek wil dit net weer indruk vanmôre, wat Elisa gesê het vir die Baal profete. Kies julle vandag, of julle Baal gaan dien, en as julle hom kies, dien hom voluit. Maar as julle God kies, dien hom voluit, maar ek kies God. Halleluja. En dis die vraag wat ek hierso wil vra vir elkeen wat luister vanmôre. Wie kies jy? Wie se wapenrusting het jy aan? Nou ja, as jy jou wapenrusting aan het, het jy moeilikheid. Moenie in eie regverdigheid voor Abba Vader kom staan nie. Want hierdie borsharnas beskerm my hart en longe en al my organe, maar dit maak my skouers ook toe met hierdie metaal. Hoekom? Want hierdie skouers, hierdie is die skouers, is die spierkrag wat die skild en die swaard beweeg. Nou as jy jou hier gaan kap, jou hande is lam, maar gaan jou hand val. Verstaan julle? Het help nie, ek maak hier toe, en hy kom kap hierso hierdie spiere af. So daai wapenrusting het dit hierso ook toegemaak. Hoekom? Dis toegemaak omdat die righteousness van God. Dis toegemaak sodat hierdie skouers, hierdie spiere wat ek het, hierdie hart en longe kan beskerm. Dis waaroor dit is. En so by the way, ek gaan dit net so ingooi. Vir as jy dit nie geweet het nie. En as jy dit geweet het, wil ek net gou ons net weer polish. Hoekom het Jahwe Eva gemaak uit Adam se rib uit? En nie uit sy hand uit of voet uit, bene wat sterker is as 'n rib nie. Hoekom het hy dit gedoen? Want die belangrike goed is die hart en die longe, wat die ribbekas toemaak. En ek sê dit altyd vir mense as ek hulle trou, 'n manne, jy is die rib, jou vrou is die hart, jy moet haar toemaak, jy moet haar beskerm. En dis wat hy kom sê, hierdie borsharnas, kom beskerm dit wat baie belangrik is. Dan kom hy en sê, you cannot move with the sword of my word from any other place, but from the place of righteousness from God. Jy kan nie uit 'n ander plek uit daaruit beweeg nie. En ek wil dit net weer beklemtoon, vir enkels jy dit begin vergeet het. Jy kan nie uit jou eie uit veg nie. Jy kan nie. Vergeet dit. Die Satan gaan jou oorwin as jy nie hierdie reëls van Abba Vader toepas volgens sy wapenrusting. Nou Jesaja 61 vers 10 sê, ek is baie bly in Jahwe. My siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil. Hy het my beklee, my in die mantel van geregtigheid gewikkel. Ek like daai gewikkel.
Want dit is soos iets wat jy inskit, wat jy so inwikkel. Nou hy kom en hy sê, ek het jou binne in hierdie geregtigheid ingewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. My boetie, my sussie is vir my en jou, ek en jy, hy praat hier van ek en jy. Hy kom praat en hy sê, dis wat hy doen, en dis wat Abba Vader wil vra vir my en jou. Hy sê, ek wil jou graag inwikkel, jou graag handpicked, hoe sê jy, slim fit, net vir jou, en dis wat hy hierso sê. Nou, hy het hierdie vir my kom aantrek. Nou, baie belangrik, wanneer ek hierdie aan het wat hy sê, dan kan ek in my geloof begin beweeg. Amen. Eers wanneer ek dit aan het, kan ek binne in my geloof begin beweeg. Nou, ek moet eers na Abba Vader toe gaan en gaan sê, Vader, ek is vuil. Kom en klee my met die regverdigheid. Vat alles weg wat van die wêreld is en kom klee my met die regverdigheid. Niemand van ons gaan trek skoonklere aan na 'n harde dag se werk nie. Jy gaan stort eers. Jy gaan maak jy eers skoon. Nou wat ek sommer nou vinnig hier ervaar, is dat Abba Vader, ek is vuil, kom klee my met die regverdigheid, maar ek moet eers hierdie sonde bely, ek moet eers hierdie goed klaar kry, voordat hy my met dit kom beklee. Nou, dit is wat ek nou wil sê, wanneer doen hy dit? Nou, wanneer hy dit gedoen het, eintlik wil ek sê, begin hy my geloof, begin in beweging kom, en dan gaan ek die swaard optel. Ek weet baie van ons staan sommer, dan tel ons die swaard op, en begin ons beklei, maar ek het nie eens die borsharnas aan nie, ek het nie eens die belt aan nie, ek het nie eens die helmet op nie, maar ek het die swaard, maar ek staan eintlik, daar's 'n rede, hoe hy sê, jy moet hom aantrek, en daar's 'n rede, hoe jy hom moet gebruik, in 'n pattern, as ek die Engels kan gebruik, hoe jy hom moet kan gebruik. En dis wat hy sê, wanneer hy dit gedoen het, begin my geloof in beweging kom, dan kan ek die swaard optel. Amen. Nou, die vraag is vanmôre wat ek kan sê, hoe weet ek dat ek uit self-righteousness voor Jahweh staan? Dis die vraag. Nou, wanneer ek uit self-righteousness die vyand wil probeer veg, wanneer ek in myself staan, nou, hoe kan ek dit in my eie lewe sien? Nou, hier is 'n baie belangrike ding, wat ek wil hê julle moet luister. Hier by die huis op, luister wat hy sê, dit is wanneer ek Jahweh se woord wil gebruik, om my eie saak te versterk. Kan ek dit weer lees? Hoe weet ek, dat ek uit self-righteousness voor God staan, voor Jahweh staan, is wanneer ek Jahweh se woord wil gebruik, om my eie saak te versterk. En hier kom die ander kruks van die ding, dis wanneer ek voor mense kom staan, en vir hulle kom sê, maar Jahweh het so gesê, God het so gesê, hy het dit vir my kom sê, maar eintlik wil ek my eie saak bevorder voor hom. En nou gebruik ek Jahweh se woord en sê, God het so gesê. Is een van die gevaarlikste dinge. En ek wil vir jou sê, ek wil amper hardloop, as iemand na my toe kom en hulle vir my sê, en hulle sê vir my, Jahweh het so gesê, of die Here het so gesê. Stelling om te maak. Jy sien, want ek het iets begin dalk bedink, en nou kom ek en ek staan en ek gebruik die naam van Jahweh en ek sê, hy het so vir my gesê.
Nou eerstens wat ek vanmôre hierso wil kom sê is, ek wil eers kyk hoe lyk so 'n persoon se gebedslewe. Hoe lyk sy verhouding met Abba Vader? En waaruit beweeg hy? Is dit nie maar om ons, en baie keer ongelukkig, wil ek dit sê hierso vanmôre en ek sê skaam om dit te sê nie. Baie predikers kom en sê, so spreek die Here. Gesê, as hy dit nie in die Bybel lees nie. In die Bybel kan ek dit lees, wat hy sê, so spreek Jahwe. En ons moet dalk miskien oppas vir dit. En ons moet in hierdie righteousness staan en sê, Abba Vader, ek is verkeerd. Help my om reg te maak. Jy sien, bely jou sonde. Moenie daar kom staan op jou eie en dink, jy het nie nodig om te kom commit nie. Jy het nie nodig om te kom voor Abba Vader te kom staan en sê ek is jammer nie. Nou, hoekom is vryspraak en geregtigheid so belangrik in geestelike oorlogvoering? Jy sien, en dit is die goed, die kennis wat ons begin ingee, dit help nie, ek trek die wapenrusting aan, en al hierdie ander goede doen ek nie. Spreuke 4:23 is eintlik 'n antwoord op hierdie vraag. Hy sal sterf deur gebrek aan tug, en deur die grootheid van sy dwaasheid sal hy dwaal. Nou dis nie ek wat vanmôre dit sê nie, dis woord, Spreuke 4:23. En dit beteken ook, as ek nie voor Abba Vader kan staan en sê, Vader, haal dit uit wat volgens my reg is, maar nie volgens U nie. Jy sien, hoeveel keer kan ek en jy nie voor Abba Vader kom staan en kom sê, ek sukkel met hierdie goede, kom sny dit af. Sing die liedjie van Pottebakker en die klei, vorm my en maak my. Kan ek hom voorbegin dalk? Eintlik begin hy dan so. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my, vorm my en maak my. Net soos? U wil. Nou kom doen hy dit. Nou like ek dit. Jy sien, daarom is dit so belangrik, dat ek in hierdie heiligheid kan lewe. Want as ek voor Abba Vader kom staan, en ek sê, Vader, haal uit wat volgens my reg is, maar nie volgens U nie. Amen. Vorm my en maak my soos U my wil hê. Sny alles af wat nie van U af is nie. Partykeer sny die Vader jou so dat daar net 'n stukkie stomp staan. Maar ek wil vir jou sê, as die lote begin uitkom, draai vrug. Halleluja. Want al hierdie ander goed wat so uitgehang het krag gevat van dit wat daar was. En daarom, ons moet nie huil as hy my kom sny nie. Want hy wil alles wegvat, want ek het dit vir hom gevra. Kom vat dit weg, sodat ek kan begin doen wat reg is in U oë, en die pad van heiligmaking saam met U kan stap. Is baie belangrik wat ek hier sê. Jy mag maar jou hand opsteek as jy iets gemis het, dat ek dit weer herhaal. Want dis die belangrikste ding, om te kom sê, maar nie volgens, vat alles weg, wat nie volgens U wil is nie, sodat ek kan begin doen wat reg is in U oë. En die pad van heiligmaking saam met U kan stap. Dat ek in heiligheid voor U kan leef. Julle sien hoe belangrik is dit? Want ek het gekies om die pad te stap met Jahwe. Daarom sê ek wil dit saam met U stap. Jesaja 64 vers 6 kom en hy sê, ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons geregtigheid soos 'n besoedelde kleed, en ons het almal verdors soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind.
ons ongeregtighede het ons weggevoel soos die wind. Nou ek kan net my vuil kleed uittrek en dan kan ek sê, Vader, kom klee my met u borsharnas van geregtigheid. Daarom as jy die Bybel lees, dan sê hy, trek die borsharnas van geregtigheid aan. Soos ek die borsharnas aan het en ek het nie die geregtigheid, die tel hy zilts. Dis al wanneer ek staande gaan bly voor die oorlog. Halleluja. As jy dit dalk gemis het, dankie vir die halleluja en dankie vir... As jy dit gemis het, wil ek dit net weer sê, dis al wanneer jy en ek staande kan bly in hierdie oorlog, as ons dit het. Jy sien, ek kan vanmôre kom en ek kan weer sê, dis nie net van vinnig aantrek nie. Dit werk ongelukkig nie heeltemal so nie. Daar was 'n verbond op Golgotha gesluit. Yeshua het my vrygemaak. Nou luister mooi. Dis hoekom ek die goed nie wil aframmel nie. Hy het my vrygemaak. Punt. En ek gaan dan begin luister wat sy woord vir my sê. Ek het klaar gemaak, hy het my vrygemaak, en omdat hy my vrygemaak het, gaan ek luister na sy woord. En dan, wanneer ek geluister het na sy woord, gaan ek die pad van heiligmaking staan. Amen. Ek weet nie of maak het vir julle 'n bietjie meer sin, as net om vinnig te sê, vinnig in die oggend op te staan en sê, ek trek die volle wapenrusting van Abba Vader aan, en dan gaan ek nie. Want hoekom het jy hom uitgetrek vanaand? Jy mag hom nie uittrek. Amen. Nou, dis nie om perfek te wees nie. Dis om hierdie begeerte in jou hart te hê, om Jahweh se wil te doen. Kan julle sien waarmee kom Abba Vader en hy kom beklee my met sy wapenrusting. En om nie die hele tyd myself en my verkeerde optredes te probeer verdedig nie. Hoeveel keer doen ons dit? Hoeveel keer kom verdedig ek my eie verkeerde goed, maar om dit voor Abba Vader te bring en om toe te laat om my nie te maak. En dan gaan jy dan miskien vanmôre, ek bring 'n bekering boodskap. Ja, saam met dit. Want dis sy vereistes. Nie my vereistes nie. Dis Jahweh se vereistes vir my en jou. Nou 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, maar deur hom is julle in Yeshua, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Nou kan ons vanmôre vir mekaar sê, sonder hierdie kleed van righteousness voor Jahweh, sal ek nie voor Abba Vader kan staan nie. Ek sal nie. Want ek sal daar staan met 'n besoedelde kleed. Nou kan ons vra vanmôre, hoe lyk jou kleed? Hoe lyk dit wat jy aan het? Tot op hierdie gesprek van ons met hierdie woord, dink jy nog jy's okay? Jou gedagte rondom dit. Nou sonder die kleed van righteousness voor Jahweh, sal ek nie voor Abba Vader kan staan nie, want ek staan met 'n besoedelde kleed. So kom ek hom weer lees, sonder die kleed. Sonder dit, staan ek besoedeld. Hoe lyk jou en my se kleed vanmôre? As hy besoedel is, my boetie, my sussie, is dit net jy wat die saamdrink kan doen? Is dit net jy wat hom kan uittrek en sê, Abba Vader, kleed my met u kleed? Weer jou keuse. Matteus 2 vers 8 tot 12 vertel Yeshua hierdie gelykenis van die bruilof
En julle ken dit, ek gaan dit net so vinnig vertel, want bruiloft wat gemaak is, en die mense het nie uitgekom nie, en die gaste wat uitgenooi is, het nie uitgekom nie. En hy het vir die mense gesê, gaan nooi almal uit, en sê vir hulle, gaan gee hulle die uitnodiging kom. En so die mense ingekom. En al hierdie mense het na die bruiloftsmaal toe gekom. Maar een man het ingekom en hy het net die kleed aangehad. En die koning vra toe vir hom, hoe het jy ingekom? Daar staan die man kon die koning nie antwoord nie. So sal ek ook voor Jahwe staan met al my slim antwoorde. As ek dit uit selfregverdigheid doen. Ek gaan stil wees. Woord sê, die man kon die koning nie antwoord nie, hy was stil. En wat het gebeur? Het hom uitgejaag. En ons gaan almal eendag voor Jahwe staan. Nou ek gaan een van 2 kledingstukke aan hê, as ek daar staan. My eie, van selfregverdiging voor God gaan staan en sê, maar Vader, ek het dit en ek het dit en ek het dat. Of ek gaan hierdie vlekkelose kleed van Yeshua voor Jahwe staan, daar is net een van die 2 wat ek gaan aan hê. En kan ek maar net vanmôre weer vir jou vra, hoe lyk jou kleed? Net jy weet. Net jy weet. Ek weet nie, hoe lyk jou kleed nie, jy weet nie, hoe lyk my kleed nie. En daar waar jy is, en daar waar jy luister vandag, na hierdie boodskap, net jy weet, hoe lyk jou kleed. En ongelukkig, is dit wat ek en jy moet deurgaan. Of ek gaan die vlekkelose kleed aan hê, of ek gaan die wêreldse kleed aan hê. As Jahwe sê, as jy wil hê, jou wapens moet effektief in hierdie oorlog wees, dan kom en dan sê hy, come in right standing with me. Kom met dit, want dit is waar jy die wapens skerp maak. Dit is waar die skild hard gemaak word. In right standing voor hom. Dis al julle. Kan julle sien, dis 'n bietjie dieper as wat ek en jy geleer het, in ons lewe waar ons gewees het, waar ons daar aangekom het, en trek die volle wapen, en daar is baie liedjies geskryf oor dit, maar dis 'n bietjie dieper as dit. En eintlik wat ek vir julle sê, dis 'n dieper verhouding, wat ek met Abba Vader aangaan, wanneer ek dit doen, wanneer ek in hierdie right standing met hom staan, want dit is waar ek my wapen skerp maak, dit is waar die skild hard gemaak word. Ons gaan volgende Sondag, as ons by die skild kom, gaan dit vir julle eye-openers wees julle. Ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand wil nie hê, dat ek en jy moet hierdie borsplaat aan hê nie. Hy wil dit nie hê nie. Want hy wil dit met alle geweld van my en jou kom afruk. Want as hy dit van my kan afruk, dan weet hy, kort voor lank, het hy my en jou. Kort voor lank gaan hy iets in my indruk, wat nie daar moes gewees het nie. Daarom is, wat ons baie daarvoor sê, wat ek vanmôre wou gesê het, weer hierso wil sê, wees versigtig wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou hele lewe. Wees versigtig. Ek het duidelik vir julle gewys, is dat my hart sit hierso, en my brein is hier. Hier's net 'n klompie sentimeter. Dit wat hier ingaan, gaan hier in. Ek moet dit bewaar, wat hier ingaan. Want dit bepaal my lewe. Dit bepaal waarheen ek gaan. Die vyand hou daarvan om ons aan te val. Die vyand lyk dit. Nou, hoe doen hy dit? As hy die borsharnas van Vryheidspaard kan afruk, dan weet hy dat my hart, my longe, my skouers, my arms is oop. Dit is net 'n kwessie van tyd. Net 'n kwessie van tyd, wat in die regte hou gaan slaan. Dan gaan my geloof val, en die oomblik wanneer my geloof val, dan word ek moedeloos, en ek word hulpeloos.
Nou as hy my in die skouer tref, dan kom val ek en ek kom sê, ek spreek Jahweh se woord. Ek quoteer die woord, maar dit help nie. Het julle dit al gesê? Ek bid en ek bid en ek bid en ek bid en ek help. Ek quoteer die woord, ek lees dit, maar dit help nie. Ja, maar Vader, Yeshua sê kom buig voor my. Ek wil kom huil voor u, want ek het gesondig. Weet of julle gehoor het wat ek gesê het? Die oomblik wanneer jy op hy plek is waar jy sê, ek quoteer die woord en ek bid en niks gebeur nie. Dan kom Yeshua eintlik en hy sê, kom buig het voor, kom huil voor my. En jy moet voor hom gaan en gaan buig en gaan huil en gaan sê, ek het gesondig. Amen. Want Satan wil hê dat ons sonde moet regverdig. Yes. As om daarmee te breek. Yes. Is maar alright. Kom ons speel net so 'n bietjie Vaseline op hom. Hy sal verbygly. Kom ons streel hom net so 'n bietjie. Dis alright. Ek wil vanmôre vir jou sê, is nie alright nie. Dis nie alright nie. Satan weet, as hy ons gewoond kan maak aan sonde, dan gaan dit later ons nie meer pla nie. Amen. Dis die waarheid. As ons vandag kyk na die media en ons sien wat gebeur in ons regering vlakke, dan sien ons die gewoonte wat daar is van die sonde en die goed wat gedoen word, en die uiteinde is die dood. Die uiteinde is 'n geestelike dood. Yes. Nou, dit is sy taktiek om ons hierdie breastplate van righteousness weg te vat, want dan is jy oop. Alles is oop. En al wat hy hoef te doen, is om 'n baie mooi dingetjie aan sonde te sit. Om net mooi te polish, en om mooi te sê, dis fyn, dis reg. En ons dans baie keer so lekker op hierdie dingetjies. En dan val ons hoek, lyn en sinker in dit in. Ons val mooi in hierdie ding, in dit in. En die oomblik wanneer ek dit doen, dan word my borsplaat al dunner en dunner en dunner. Die vyand kom en hy kry dit reg. Julle is baie stil vanmôre. Want dit sê vir my, julle neem in. Want ek sit, en jy moet sit in jouself vandag, en daar waar jy is, waar jy luister, moet jy jouself evalueer. Om net te kom sê, hoe dun is my borsplaat? Hoeveel keer compromise ek met die wêreld? Dit maak my borsplaat dunner. En dis wat Satan doen, hy kom doen dit so in so 'n sagte situasie wat hy kom doen. En voordat jy uitvee, jou oë uitvee, is dit klaar verby. Dan het hy die borsplaat afgeruk en jy weet nie hy's af nie. Jy sien, dis hoekom die woord kom en hy sê, waak en bid. Waak en bid. Nie net bid nie. Jy moet waak en bid. Ons sê baie keer, as jy vir sekere mense bid, dan maak jy nie jou oë toe nie, jy kyk, want baie ons klap baie hard. Waak, wees waaksaam met dit. Want die vyand kry dit goed reg, want ons sit voor die TV's, ons sit voor ons selfone en ons lag vir die sonde. Ons lag vir die dinge wat daar gebeur. Want dit is snaaks as alles onder die beld is. Snaaks as dinge gebeur. Dit is snaaks as mense mekaar vloek. En kyk, nou eendag vandag 'n ding van 'n klein kind. En die ouers neem dit af en hulle sit dit op YouTube. Wat die ouers vloek en hulle wil hulle doodlag hou. Maak die kind gewoond om so op te tree.
En dis wat die duiwel met my en jou doen. Nou, hy weet, ek en jy lag vir die sonde. Dan raak het vir ons meer aanvaarbaar, en my borsplaat raak al hoe dunner. Nou, dis dalk miskien, ek hoop nie, dis dalk miskien 'n tik wat jy agter jouself kan sit vandag en sê, maar hoeveel keer het ek al gelag vir die goed? Hoeveel keer het ek in die kringe gaan staan en maar daar gestaan en luister? En later van tyd, wanneer daai borsplaat so dunner geword het, kan jy die pyle wat afgevuur word na jou toe nie meer weerstaan nie. Nou kom ons leer om te deel met dit wat verkeerd is in ons lewe. Maak nie saak wat het jy gedoen nie. Die sleutel is hierso, deel met dit wat verkeerd is. Deel daarmee voor Abba Vader. Want net hy kan dit regmaak. Dat dit wil sê sondebelydenis en bekering. Kom bly jou sonde. Jesaja 1 vers 18, want by baie wysheid is baie verdriet, en wie die kennis vermeerder smart. Jesaja 1 vers 18. As ek probeer om die vyand teen te staan uit selfregverdigheid uit, het ek die geveg verloor. Ek herhaal nie goed nie, maar ek kom refreis dit net vanmôre hierso. Die vyand se pyle sit klaar in my vlees vas as ek hierdie goed doen. Jy moet die borsharnas van Jahwe aan hê om die pyle van die vyand teen te staan. Jy sien, hoekom moet jy hom aan hê? Om die pyle teen te staan. En ons gaan dit sien. Wat is dit? Konstant. Ek wil vir julle sê, elkeen van ek en jy wat hierdie woord vanmôre luister, het al te doen gehad met die pyle van die vyand. So, dis niks niets nie. Maar hoekom wil ek en jy dit langer hanteer? Hoekom wil ons dit langer vat? As om hierdie woord te vat en te kom sê, maar ek gaan dit nie meer doen nie, want hierdie goed sit in my vlees vas, ek gaan dit uittrek. Weet julle wat, dit is hoekom Jahwe vir ons die wapenrusting gegee het. Want hy het geweet presies, ek en jy gaan in 'n oorlog sit. En hy het gesê, my kinders, trek het aan. Trek het aan. Jy gaan nie jou kind skool toe stuur, as jy weet, daar kom 'n verskriklike koue front nie. Terwyl hy in die skool gaan weet, jy gaan hom voorberei, jy gaan hom dik aantrek. Hy gaan dalk sê, mamma, wat maak jy? En jy gaan sê, dit gaan koud word. En hy sê, maar dit is dan so lekker warm. Maar jy weet beter, want jy het die weer gekyk. Ek vat dit nou maar sommer. Maar Vader het beter geweet, dis hoekom hy dit vir my en jou gegee het, sodat wanneer hierdie goede kom, dat ons dit aan het en reg kan wees. Nou, jy moet die borsharnas van Jahwe aan hê om die pyle van die vyand teen te staan. Nou, om hierdie aan te hê, is om te smag na Abba Vader se nabyheid. En dis nie 'n lys van reg en verkeerd nie. Dis om te smag na dit. Nou luister gou hierso. Die borsharnas van vryheid het 9 lae metaal gehad. Op die kante was 'n paar lae gewees. Het julle dit 9 lae? Galasiërs 5 vers 22 en 23 sê, daar's 9 vrugte van die Gees. Ek sien by party gaan die oogies, die liggies gaan aan. 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 10 sê, daar's 9 gawes van die Gees. Hoekom het hy 9 lae gehad? Hier kom bevestig hy dit. Ek kan net beweeg in die gawes van die Gees as ek regverdig voor Jahwe staan. Amen. Ek hoop die pennies drop. Ek hoop die woord van Abba Vader drop in my en jou se gees om te kom sê, maar wow, dis wat hy vir my kom gee. Ek kan net beweeg in die gawes van die Gees as ek in right standing voor hom staan, wat ons vroeër gesê het. Hier kom en hy sê, jy moet dit doen. Ek kan nie uit selfregverdigheid in beweeg in die gawes nie. Ek kan nie. Ek kan nie in selfregverdigheid in Abba Vader se gawes ingaan nie, want ek is kragteloos as ek dit doen. Ek kan nie. 1 Petrus 1:16, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Nou, dit sê nie wees perfek nie. Dit sê wees heilig.
want ek is heilig. Om heilig te wees voor Jahweh is om te erken dat ek nie kan nie, maar hy kan. Halleluja. As dit vir jou 'n antwoord is, wat jy altyd gewonder het, hoekom kan ek nie heilig voor hom wees nie? Is dit dan om te sê, maar ek kan nie, maar u kan. Yes. En hy sê, kom, ek sal jou help. En hoe kan dit gebeur, as ek voor hom staan en Jahweh sê, hierdie is nie reg vir jou nie. Dis nie my wil vir jou nie. Om dan te kom breek om te sê, Vader, dit is reg, maak my vry dat ek kan aangaan. Dat ek kan klaarmaak met hierdie sonde in my lewe. Here, wat beteken dit as dit is dat jy in right standing moet staan voor hom? Ek wil klaarmaak met hierdie goed, sodat ek kan aangaan in my lewe. Nou, as ons gaan kyk in die tabernakel en die hoofpriester 'n borsharnas aangehad, met 12 stene op. Wat die 12 stamme van Israel verteenwoordig. En die kinders van Jahweh, geskryf op die hart van hierdie priester. Nou, hier kom Yeshua en hy word die hoofpriester met ons op sy hart geskryf, en hy gaan in die tabernakel in, en hy gaan koop ons vryspraak. Daarom moet ek voor hom kan staan. Nou, die hoofpriester kan nie in die tabernakel ingegaan het, as hy nie die borsplaat aangehad het nie. Hy kon nie ingaan as hy nie korrek aangetrek was nie. Sien, alles het redes hoekom dit gedoen was. Wat was die doel om in Jahweh se teenwoordigheid in te gaan, is om sy kinders in right standing met Abba Vader te kry. Nou ek kan net op 'n plek van intimiteit ingaan, sodat Jahweh my kan beklee met hierdie borsharnas. En dis hoekom hy, in die begin wat ons gepraat het, en in die begin van die reeks, ons kan dit net beklei uit 'n plek van intimiteit uit geen ander plek uit nie. Nou, 2 Korintiërs 5:21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van Jahweh in hom. Nou, kom ons gaan kyk gou na die skoene. Die skoene van die evangelie van vrede. Gereed van dit maak klaar met vandag se sessie wat ons gaan doen is. Nou, die skoene van die evangelie, sit maar prentjies hier probeer kry en gaan kyk maar, gaan nou verduidelik wat dit beteken. Ons moet uitgaan en die evangelie gaan verkondig en uitdra. Die Efesiërs sê iets anders, hy praat van die vrede van die evangelie van Jahweh in my lewe in te bring. Die skoene wat ek moet aan hê om te staan teen die vyand. Baie, baie belangrik. Nou, die King James sê, shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Shod your feet beteken, maak dit vas. Hierdie voete van die evangelie van Jahweh, maak dit vas, anders gaan jy nie kan staan nie. Amen. Die skoene klink baie na 'n meer onbelangrike deel. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan die gordel van waarheid aan hê, jy kan die skerpste swaard hê, jy kan die grootste skild van geloof hê. As 'n kalfvoet in die oorlogveld in hardloop, beteken dit niks. Want ek gaan op iets trap wat my sny en wat my seer maak. En die eerste ding wat uit my hande uitval is my swaard en my skild. Want dan lê ek met hierdie swaard en die skild op my rug, want my voete het seer gekry. En dit beteken niks vir my nie. En dis hoekom Abba Vader kom en hy kom sê, trek die volle wapenrusting aan.
dit beteken die skoene ook. Die skoene van vrede van die evangelie, wat my woord vir julle bring. Nou as ek kan vat om te sê, ons werk met hierdie soldaat, en as jy gaan kyk na die skoene wat hy aangehad het, was van regte leer gemaak. Nou, wanneer jou skoene in die Bybelse tyd gebreek het, is bietjie 'n kwaai in hierdie, was dit 'n teken van swakheid en verslaandheid. As jou skoene gebreek het in die Bybelse tyd. En ek dink dit is vandag nog so. Maar die oomblik wanneer ek nie die skoene van bereidheid aan het nie, dan kan ek nie beweeg op terreine waar dit gevaarlik is nie. Ek kan nie. Jesaja 5:27 sê, geen vermoeide en geen struikelende is onder julle nie. Hulle slymer of slaap nie. En die God van hulle heupe word nie losgemaak nie. En die riem van hulle skoene breek nie. Dis waaroor dit gaan. Nou, hierdie soldate het op baie rowwe terreine beweeg. Waar klippe en dorings en distels en skerp takke en goed was. En op baie keer op plekke waar die sand baie warm was. Nou hierdie is nou nie 'n prentjie op dit nie, maar baie van jy sien, het hierdie skoene het leertoue gehad, wat tot onder die knie gekom het, wat hulle vasgedraai het, om hierdie skoen vas te hou. Laat hulle enkels en goed nie knak nie. Nou kom 'n ander belangrike ding, en dit is wat ons kan kyk, julle by die huis kan dit nou nie gaan kyk nie, maar sien wat dit hier is, maar onder die skoen was daar studs, of daar was spikes gewees onder hierdie skoene. En dit was vasgemaak tussen die leer, was 'n metaalplaat, en dit was vasgemaak aan die metaalplaat tussen die leer. En net die studs het onderuit gesteek. Nou, hoekom het hulle dit so gemaak? Nou, die studs onder hulle skoene was vir 2 redes daar. Het julle al 'n rugbyspan gesien, 'n skram gesien, wat die ou skram met crocs? Met wat skram hulle? Met toks, nie crocs. Hoekom? Met toks. Want hy het studs aan, vas te trap. En baie keer trap hulle sommer anders ook vas met hom. Nou dit beteken, hierdie studs beteken dat ek kan vasstaan. Wanneer ek my swaard en my skild in my hand gehad het, was dit baie belangrik dat ek kan vasstaan. Ek moet nie kom slip en slide nie. Ek is nie besig met ijskaats nie. Ek is besig met 'n geveg. En hierdie studs hou my regop. En dit is hoe ek veg. Nou die metaal vir die doel van die plaat onder die skoene was, dat die dorings en die distels en stukke metaal en skerp goed nie deur kon steek. Dit is daar om my voet te beskerm. As ek oor hierdie oorlogsterrein beweeg. Kan julle sien hoe belangrik is dat ek my skoene moet aan hê wat reg is, Abba Vader se skoene? Want die oorlog gaan daar kom, dat hy jou nie, en dan slip jou voetjies onder jou uit nie. Nee, jy moet vasstaan. Halleluja. Nou al wat my in oorlog laat vasstaan is vrede. En dis wat hy sê, die skoene van vrede en bereidheid. Vrede in Jahwe se evangelie. Nou, die vyand kom met twyfel en distels en dorings. En ek het vrede met Jahwe se beloftes oor my. Want dit is wat my staande hou. En dit is wat Jahwe kom sê het, en dis waar, en dis van toepassing op my lewe. Ons het uitgekryk, 'n geskiedkundige skrywer het die volgende geskryf oor die studs onder die skoene. Hy sê, the Roman soldier could trample on the enemy as a part of his weapons. Sy klaar gevat het en ons gaan kyk wat sê nou waar in die woord van Jahwe sê dit? Waar is die vyand? Sê bietjie hard, waar is die vyand? Onder ons voete. Wanneer die soldaat beklei het en sy vyand was op die grond,
en hy het gelê, dan het hy hom met hierdie stads geskop, en hy het op hom gaan staan, en gaan 'n oorwinning op hom gaan staan. En as hy daai spikes in hom gehad het, het die ou gaan lê, want dit is wat hom vasgedruk het. Nou ek wil nou vanmôre vir jou sê, as jy Crocs aan het, gaan die vyand sê, krap 'n bietjie my rug. Jy het verkeerde skoene aan. Jy gaan gly. Jy gaan nie kan vasstaan nie. Kan julle sien, waaroor is dit? En wanneer die vyand verslaan is, dan lê hy, het hulle voet op hom gesit as 'n teken, dat die vyand onder my voete is, die oorwinning is behaal. En julle sien nou wat ek gesê het, as jou skoene afval, is dit verslaandheid en daai tipe van dinge. Want die vyand gaan vir my lag. Dit is so belangrik dat ek dit moet hê. As ek vir jou vra, baie keer vra ons, hoe gaan dit met jou? Dan kom die antwoorde, weet jy wat, onder hierdie omstandighede. Onder die omstandighede gaan dit goed. Watter omstandighede? Heers jy nie oor die omstandighede nie. Jy moet nie onder die omstandighede wees nie. Die omstandighede moet onder jou skoene wees. Onder hy stads. Romeine 6:20 sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Merk dit in jou Bybel. Dan sê vir die Satan, dit is hoekom as ons bid en ons sê vir die Satan, hy moet gaan, dan sê ons vir hom, gaan na die plek toe, wat 'n plek toe? Onder die voete van Yeshua. Dan sit hom daar neer. Nie op ander waterlose plekke nie. Hy dryf nog daar rond. Gaan sit hom daar onder die voete, waar hy vas kan wees. En ek en jy moet hom daar hou. Ek weet, Jahweh wil my vrede gee en my genees. Maar as ek die woordjie maar gebruik, dan staan ek kalfvoet. Het julle dit geweet? Ons het dit nydig gesien van twyfel. As ek sê ek het die wapenrusting aan en ek sê maar, dan val my skoene uit. As ek in hierdie vrede staan in hierdie oorlog, dan staan ek op hierdie autoriteit. Hoekom? Want Jahweh het so gesê. Hy het dit vir my gesê. Nou ek kan baie maklik val. Ekskuus, as ek rondhardloop en kalfvoet is. Nou as ek twyfel, is ek kalfvoet. Dan kan jy maar met die res van jou wapenrusting aanneem, as jy kalfvoet is, het jy moeilikheid julle. Kan julle sien, hoekom het jy net een skoen aan nie? Vandaag hulle daar kom. Maar hier sê ek sommer by. Ek kan nie net een skoen in die oorlog aan hê nie. Hoe stewig staan ek? Te veel kere het ons nie vrede met Jahweh nie. Het ons nie vrede in dit wat Jahweh vir ons beloof het nie. En dit wat hy vir ons gesê het nie. Ek is besig om klaar te maak met dit. Jy kan nie vir twee baase werk nie. Amen. Jy kan nie met jou een voet in die wêreld staan en jy met jou ander voet in Jahweh se waarheid nie. Amen. Dis nie 'n manier nie, my boeties, jy kan dit nie doen nie. As jy dit kan doen, en as jy dit wil doen, is dit om met een skoen in die oorlog in te gaan. Jy trek ook nie twee verskillende skoene aan nie. Jy trek dieselfde tipe skoen aan. Abba Vader wil hê dat ons moet vas staan in sy vrede. Hoeveel keer het ons al gesê, die vyand het my vrede kom steel? En hier kom sê hy sê, ek wil hê jy moet vas staan in my vrede. Gaan dan in Abba Vader se teenwoordigheid en sê, Vader, trek vir my hierdie skoene aan. Van vrede in die woord, kom trek dit vir my aan. Sodat ek vrede kan hê. Sodat ek standvastig kan staan wanneer die oorlog kom. Dat ek nie gly nie. Dat ek nie val nie. As geen nuwe demone in die Here.
Satan kan nie meer maak nie. Hoekom nie? He cannot create. Amen. Soos sy strategie is soos van die tuin van Eden af. Is sy strategie vandag nog presies dieselfde. Yes. En dit word aan ons geopenbaar in die woord van Abba Vader. En deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. En dit word geopenbaar vir wie hy werklik is. Want ek en jy as sy kind wat hier staan, wat net kan sê, maar ek wil die besluit neem om sy wapenrusting aan te trek. Dus hier sal begin geleer vir julle, hoe moet ek dit doen? En wat moet ek maak? Want hy het sy reëls, nie my reëls nie. Amen. So kom ek en jy staan vandag op 'n plek waar ons kan weet dat Jahwe het geweet wat vir my en jou voorlê. Hy het geweet wat gaan kom vir my en jou. En daarom het hy dit vir my en jou gegee om aan te trek, sodat ek en jy kan staande bly teen die geveg. Want elkeen van ons wat hier sit en wat luister, het 'n geveg in die gees. Hoekom verloor ons hom baie? Ons begin sien. As ons volgende week gaan kyk na die skuld, gaan dit vir julle geweldige eye-openers wees. Om te sien wat beteken dit en hoekom moet ek dit hê. Kom ons bid saam. As ons so deur al hierdie goed gaan, Abba Vader, dan borrel ons harte van verwondering aan U oor hierdie wapenrusting. Want U het geweet, net soos wat U sê, ek het jou by jou naam geroep, ek het jou gekies. Net so het U wapenrusting vir my ook gemaak om te fit vir my geveg waarin ek sit, en dankie daarvoor. En vanmôre kom bely ek, dat ek het die wapenrusting uitgetrek, ek het U wapenrusting uitgetrek. En ek het dalk miskien van die dele van die wapenrusting uitgetrek, en ek het nie daarna gekyk nie. En ek bid vanmôre dat U my moet vergewe daarvoor. En dan net weer om te kom voor U, om te kom sê, I want to stand in a right standing before you. Ek wil in 'n regverdigheid voor U kom staan. Vergewe my alles. Maak my skoon en kom trek dit net weer vir my aan. Sodat ek dit kan gebruik. Baie dankie vir dit. Dankie vir die oopbreek wat U dit vir ons gee, om te sê, maar ek wil jou ook leer om dit te gebruik. Dat elkeen wat dit hoor, vandag, dat hierdie woord in hulle harte sal inval. Dat jy die naprediker sal wees. Dat iets wat ek dalk vergeet het, wat ek gehoor het, en U sal my herinner daaraan. U sal my vat en vir my sê, my kind, ek het dit vir jou gegee. Daarom is ek getrou oor my woord. Dankie daarvoor. Dit maak ons trots om te weet dat ek kan staan in 'n geveg, waar die vyand wat teenoor my staan, nie aan het wat ek aan het nie. Want hy het dit nie. Maar ons kies vandag opnuut weer om dit aan te trek wat U vir my gegee het. En ek bid dit vanmôre in die naam van Yeshua. Amen.